fijnste babbeltjie. En sy hande hou die kleinste fijnste babbeltjie. En sy hande hou die kleinste fijnste babbeltjie. En sy hande hou ons almal in sy hand. Hy hou die grootste dinosaurus. In sy hand. Hy hou die grootste dinosaurus. In sy hand. Hy hou die grootste dinosaurus. In sy hand. Hy hou ons almal in sy hand. En wat vir my? Vir jou in my hoek. In sy hand, hy hou vir jou in my hoek. In sy hand, hy hou vir jou in my hoek. In sy hand, Hy hou ons almal in sy hand. Hy hou vir oupa en ouma. In sy hand. Hy hou vir papa en mama. In sy hand. Hy hou vir boetie en sussie. In sy hand. Hy hou ons almal in sy hand. Hy hou die hele wêreld. In sy hand. Hy hou die hele wêreld. In sy hand. Hy hou die hele wêreld. In sy hand. Hy hou ons almal in sy hand. Ja! Dit was nou 'n virtuele koor oor die hele wêreld wat vir ons uitnooi om te sê kom na my toe, ek sal jou rus gee. Almal wat vermoeid en belas is. Nou baie van ons wat hier sit het nou glad nie 'n probleem vanoggend nie, maar as jy so 'n bietjie dink aan jou skouers, dan voel hulle so 'n bietjie styf. So maak hulle so 'n bietjie los, trek hulle so 'n bietjie agtertoe. Laat sak net bietjie daai las. En dink daaraan jy dit vandag saam met vroue oor die hele wêreld. Jou las, jou bekommernis, jou burdens vir die Here kan gee.
Hy nooi jou uit. Dis 'n voorreg om vandag vir julle welkom te sê by hierdie Wêreldbiddag vir Vroue 2026. Dis die vroue van Nigerië wat vir ons hierdie pragtige teks saamgestel het. En vroue oor die ganse wêreld, dis 'n lekker Afrikaanse woord, né? 'n Engelsman in ons kerk sê, wat het ganse nou met hierdie besigheid te doen? Maar dis die ganse wêreld, die hele wêreld, so wyd soos wat jy nou kan dink, is dames, dogters, vroue vandag besig om hierdie teks te deurdink, dat dit oor hulle spoel, dat dit deel raak van hulle lewe. In die lied wat ons ook net toe saam gesing het, is hy hou die hele wêreld in sy hand. Dit is 'n eerbetoon aan die Here om sy almag te besing. Om te dink, daar's 'n God, 'n almagtige Vader, 'n wese, wat in sy hand die hele wêreld vashou. En ek en jy is so bevoorreg en so gelukkig om deel daarvan te wees. Om nou hier te sit en te weet, met al jou bekommernisse, partykeer is dit nie jou eie bekommernisse nie, partykeer is dit jou ouers of jou kinders, of sommer net 'n vriendin, nie sommer net nie, ek bedoel, jy kan nou so wyd dink soos wat jy kan, daar's iemand oor wie jy, noem dit besorgd is. Die Here hou jou in sy hand, met al daardie gedagtes, al daardie gevoelens, alles wat in jou lewe op die oomblik aan die gebeur is. Dis 'n wonderlike gedagte. Kom ons maak ons oë toe. Here, dis 'n voorreg om hier te wees vanoggend. Ons is so verknies partykeer en so begaan oor uitnodigings. My vriendin het my nie uitgenooi na my partytjie nie. My vriendin nooi my dan nie saam vir koffie nie. Niemand nooi bietjie my oor na hulle huis toe nie. Ek is alweer uitgesluit hier. Haai, ek sien op sosiale media, daar was 'n funksie en ek was in die een daarvan, ek weet nie eens daarvan nie. Here, help ons om al daai ou kwessies nou net neer te lê. En net te konsentreer en net begaan te wees oor die uitnodiging wat van U afkom. En U sluit niemand uit nie. Inteendeel, U sluit my in. U nooi my heeltyd met oop arms, kom na my toe, ek sal jou rus gee. 'n Partytjie is baie keer net op 'n spesifieke datum, of ek het net tyd tot volgende week om te antwoord vir dit of dat, maar Here, U uitnodiging hou nooit op nie. U nooi die heeltyd. En mag ek voel, soms wanneer ek uitgesluit voel, wanneer ek alleen voel, wanneer ek 'n bietjie ongeliefd voel, mag ek weet, by U is ek ingesluit, by U is ek welkom, en by U is ek geliefd. Amen. Die Nigeriërs sê nie vir mekaar noodwendig môre nie, hulle sê, how was your night? So maak gou seker, jy ken die persoon langs jou se naam. Ek het nou vanoggend vir Elsje weer ontmoet, wat ek al ontmoet het, en vanoggend nou weer nie herken het nie. So jy gaan iemand vandag dalk leer ken. Veral daar waar, ek sal nou maar sê Tannie, ekskuus, en 'n dogter langs mekaar sit, is dit die waarskynlikheid dat julle mekaar nie ken nie. Kry gou mekaar se name. En dan vra jy, how was your night? Alright, die tyd is verby, hoor. Die antwoord kan die hele dag lank wees. My antwoord is sommer kort en kragtig, short. Die nag is altyd vir my 'n bietjie too short. Ons gaan nou 'n paar namens 'n paar groepe mense, gaan ons 'n paar gebede voorlees. Nou, ek weet 'n mens is nuuskierig, jy wil sien hoe lyk die een wat hier voor staan, jy wil nou stem by die naam sit, dis fyn. Kyk maar so 'n bietjie, hou jou oë toe as jy wil en kan. Ons gaan dit nou net so laat loop. En dan, miskien identifiseer jy met een van die groep, maar wees verseker, ons kon nie aan alles en almal dink nie. Maar
dit wat jy vandag, wie jy verteenwoordig en dit wat in jou gemoed is, dit lê jy voor die Here neer. Hanna gaan 'n simbool saambring terwyl sy haar gebed lees namens tienermeisies. Vandag bid ons vir tienermeisies oor die hele wêreld. Hemelse Vader, hou U self elke tiener styf vas. Tieners leef in uitdagende tye met sosiale druk wat al hoe meer toeneem, identiteitskrisisse en selfbeeldsprobleme. Rolmodelle is volop, maar soms sukkel tieners om te onderskei. Ons bid vir gesinne, vir liefde, aanvaarding en vir vertrouensverhoudinge waarbinne tieners kan groei en ontwikkel en gereed maak vir die volwasse wêreld. Mag ouers en tieners Jesus se uitnodiging om by hom te kom rus, opnuut hoor en aanvaar en vind dat om by hom te wees ware vrede gee. Amen. Vandag bid ons vir jong mammas oor die hele wêreld. Dankie Here dat U elke jong mamma se hemelse pa is, by wie sy kan huil, kerm en kla, soos jong mammas dikwels moet aanhoor. Net soos wat U 'n simpatieke skouer en vertroostende hart het, so leer mammas by U om hulle kinders te troos. Die lewe is gejaagd, skedules is vol en die samelewing eis jong gesinne op. Mammas wil so graag al die rolle vervul, van huweliksmaats wees, ouers, werknemers en vrywilligers by skool en by kerk. Mag elke jong ma haar kreatiwiteit en gawes binne U wil uitleef en 'n lig in haar huis wees, omdat sy gedurig na U toe gaan waar haar juk wil dra. Amen. Vandag bid ons vir weduwees en enkelmammas. Here, om na iemand te verlang is baie seer. Om gedurig hartseer en alleen te wees, laat weduwees soms ongemaklik tussen ander mense voel. Families in sekere landelike gebiede, soos Nigerië, waar stamreëls geld, los dikwels weduwees alleen in armoede, om sonder haar man se bates te oorleef en die kinders groot te maak. Mag sy vandag U uitnodiging om by U te kom rus, hoor en aangryp. Vir enkel mammas vir wie dit nie 'n keuse is nie, druk die lewe dikwels emosioneel en finansiëel en is die meeste van die tyd net in 'n oorlewingsstryd. Min spontaniteit en lewenslus word ervaar. Mag sy by U haar laste gaan neerlê en voel hoe U dit by haar neem. Amen. Vandag bid ons ook vir vroue in onstabiele omstandighede. Vroue wat vandag onveilig voel, soos in die heersende oorlog in die Midde-Ooste. Kyk vandag op na hulp en sien en hoor net my siele. Vroue wat vandag onderdruk word, wie se stem nie gehoor word nie en wie se bestaan afgeplat is tot 'n vloerlap. Het dalk nie meer die selfvertroue om op te kyk vir hulp nie. Vroue wat vasgevang is in vreemde netwerke, ingetrek word by bedrog, uitgebuit word omdat sy 'n vrou is, bevraagteken moontlike enige vorm van geloof. Kom ons bid saam. Here, U ken elkeen en elkeen se omstandighede. U is 'n genadige God, een wat beskerm, ophelp en red. Mag vroue in onstabiele omstandighede wonderwerke beleef wanneer U hulle ontmoet en hulle swaar laste lig maak. Amen. Vandag bid ons vir vroue wat ly onder geslagsgebaseerde geweld. Vader,
Ons pleit u beskerming oor vroue wat in hulle eie huise vrees vir hulle lewens. Wees u hulle skuilplek, Vader. Vader, en ons bid ook vir genesing van fisiese en emosionele wonde. Ons pleit vir geregtigheid teenoor die oortreders. Mag elke gekweste vrou by u nuwe krag, hoop en rus vind. Amen. Vandag bid ons vir vroue in die landboubedryf. Here, dankie vir die groot bydrae wat vroue toenemend in die landboubedryf lewer, op grondvlak, op navorsingsgebied en in die ekonomie. Ons dink aan elke vrou in die landelike dele van Afrika, wie se gesin se kos afhang van 'n bestaansboerdery. In gebiede waar aanhoudende droogtes heers, rus asseblief elke vrou toe met aanvaarding en kreatiwiteit om haar gesin en werknemers nog 'n bietjie moed te laat skep. Om in 'n boerdery te staan is 'n voorreg. Dis na aan u en is na aan die skepping. Ongelukkig gebeur dit dat die boer se energie getap word deur faktore buite die mense beheer, soos koringpryse, 'n gesloer met oplossings vir siekte-uitbrake en soms onredelike verwagtinge aan regeringskant. Vader, ons bring elke boer en boerdery na u toe. Haal mens en dier se juk af en wees u hulle krag en anker. Amen. Bind us together like
together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. Julle weet die lewe is, nee, die wêreld is klein. Hy's groot, verskriklik groot, maar hy's so klein. Want jy en ek ken iemand in 'n ander land. Daarvan is ek seker. Nou die afgelope tyd in Nigerië was daar 2 pakketbergers werksaam. Gelyk. Hulle het eers van mekaar geweet nie. Die een jong man sal julle dadelik herken van PAS en die dame woon die afgelope jaar hier in ons gemeente en ons gaan dit nou vir julle speel. Hallo, my naam is Pieter Rousseau. Ek het in 2020 by PAS gematrikuleer. So het ek by Soltech in Pretoria gestudeer en ek werk nou in Johannesburg by 'n company in Alberton. Ek is op die oomblik besig met 'n projek in Abuja, Nigerië, wat hulle hoofstad is. Ons is besig om Usumadam water suiweringsaanleg te rehabiliteer. Hy doen so 30,000 kubieke uur en hy's die helfte van die plant is in 1970 gebou en die ander helfte is in 2013 gebou. Ons het laas jaar klaar gemaak om die eerste fase op te gradeer. Ons is nou besig met die tweede een en dan gaan ons oor na 3 en 4 toe as ons nou klaar is. So ons kry water van Usumadam af en dan word dit gesuiwer tot omtrent so 0.1 NTU wat omtrent gebottelde water is. Dit raak bietjie vuiler as dit nou na die krane toe gaan in die gemeenskap, maar dit is redelik skoon as dit hier so uitkom. In vergelyking met wat huidiglik hier is dit omtrent 10 keer skoner. So ons gebruik die plaaslike werksmag om al ons arbeid te doen en dan die ingenieurswese en al daai tipe goeders word maar in Suid-Afrika gedoen en hiernatoe moet 'n boot gestuur of gevlieg, soos al die elektriese panele en meganiese toerusting en pype en valves en sulke goed. Het is maar moeilik om met die mense hierso te werk as gevolg van die taalverskille, maar hulle is baie hardwerkend en hulle is lus om te leer. Hulle het nog nie baie ondervinding of enige sulke goed nie, want ek dink nie hulle het al ooit met so iets te doen gehad nie. Hulle is ook verskriklik vriendelik en hulle is altyd bereid om jou te help en hulle is nie gewelddadige mense nie. Ek sien hulle meer as vriendelike mense. So ja, meeste van hulle is ook Christene. Ek weet in die noorde van Nigerië word daar Christene vervolg, maar dit is meer as gevolg van terroriste groepe wat in die noorde is. En ja, ons eet westerse kos hierso, want ons bly by 'n Israeliese company wat 'n klomp buitelandse mense het wat vir hulle werk. So hulle is redelik goed ingerig om westerse kos te maak. So dis maar meestal Israeliese kos en dan ook bietjie Indies en so ek het nou nog nie regtig die plaaslike kos probeer nie. Maar ja, vir my is Nigerië nog steeds 'n redelike positiewe ervaring. Die mense is verskriklik arm en die regering is redelik ryk, maar ek dink nie die geld word ooit versprei in die gemeenskappe nie. Daar's sekere mense wat ryk is en dan die res van die mense is verskriklik arm. So ja, dit is maar 'n arm plek. Dit is op die oomblik ook redelik droog, want die reenseisoen begin so middel einde April en dan reën dit weer verskriklik baie. Maar ja, baie dankie vir die geleentheid om julle meer te kon vertel. 'n Lekker dag. Goeiemôre dames, how was your night? Okay, right. Dit is vir my 'n groot voorreg om vandag namens Mariette Du Plessis 'n stuk voor te lees wat Marita van gevra het om vir ons te skryf. Mariette werk in Nigerië al vir 15 jaar. So sy werk 7 weke daar en dan kom sy terug 7 weke na ons toe en dan gaan sy weer. Sy het op die oomblik hierdie week teruggekom na Suid-Afrika toe, maar sy is tans nog in Kimberley by familie net om hallo te sê en dan kom sy weer Piketberg toe. So luister gerus, dis baie interessant. My 15 jaar in Nigerië as 'n kliniekbestuurder.
My naam is Mariette en ek wil julle vandag saamneem op 'n reis. 'n Reis van meer as 15 jaar in Nigerië. 'n Storie van mense, van maniere, van chaos, van geloof, maar bovenal van warmte. Ek het oor die jare soveel beleef dat ek vandag net kan sê, die meeste van my herinneringe is eenvoudig wonderlik. Waar begin 'n mens? By die mense. As jy Nigerië wil verstaan, begin by sy mense. Nigeriërs is trots. Trots op hulle land, trots op hulle kultuur en trots op wie hulle is. Daardie trots dra hulle soos 'n jas. Jy voel dit dadelik. Toe Hendrik, dis nou Mariette se man, die eerste keer saam met my Nigerië toe kom, was sy heel eerste ervaring dat elkeen vir hom sê, "Welcome to Nigeria." Nie eers hallo nie, welcome. Die vriendelikheid tref jou soos 'n warm bries. In Suid-Afrika, ongelukkig, waarsku ons mos besoekers maklik oor gevaar. Maar ek kan eerlik sê, ek was nog nie vir 1 minuut bang terwyl ek in Nigerië is nie. Natuurlik is daar ook die ander kant, die realiteit van lughawe, verkeer en humorsin. Die lughawe kan 'n nagmerrie wees. Jy hoor gou-gou die sinnetjie, "What did you bring your brother? What did you bring your sister?" Die spontane verwagting dat jy 'n klein geskenkie saamgebring het. En dan die verkeer. Dis heeltemal moontlik om 5 ure lank vas te sit op 'n rit wat eintlik 35 minute moet wees. My personeel hanteer dit met keurige maniere. As iemand laat is, kry ek 'n oproep. "Sorry ma, I will be late for work because I'm in a hold-up." Dan weet ek, dis nie 'n roof nie, dis verkeer. Nigerië het sy eie kleurvolle Engels en uitdrukkings wat jou laat glimlag. "Are you in the chair?" beteken, mag ek kom inloer. 'n Biro is 'n pen. Nylon is die plastieksak vir jou inkopies. Happy New Month is elke eerste dag van die maand. Happy Sunday is elke Sondag, sonder uitsondering. En how was your night is die oggendse groet by die werk. Good evening begin alreeds hier van 4 uur die middag af. En no wahala, dis my so mooi woord, no wahala, beteken daar's geen worries nie, geen probleme nie, no wahala. En dan oya, kom ons beweeg, oya. En die respek is so pragtig, om vir iemand ma of sir te noem, gaan nie oor ouderdom nie, maar dit gaan oor eerbied. Baie mense in Nigerië dra swaar, maar jy sal dit nie sommer sien nie. Hulle is positief, hulle is dankbaar en hulle leef in die vaste geloof dat dinge beter gaan omdat God in beheer is. Sondag is kerkdag en nie net 'n uurtjie of 2 nie, soms ure lank. Jy kry selfs die raad, moenie te naby aan die luidspreker sit nie, jou gehoor gaan dit nie hou nie. Nou iets oor hofmakery, mode en styl. As 'n man, julle meisies moet nou mooi luister, as 'n man 'n vrou uitneem, dan betaal hy. Die dame sal gemaak ernstig sê, ek betaal vir niks nie, dis die man se plek om te sorg. En mans gee nie om vir hulle meisies of vrouens iets te spandeer nie. Nie om te spog nie, maar omdat hulle wil hê sy moet mooi lyk. Mode is lewe, selfs met min maak mense baie. Nou, luister na hierdie stylwoorde. 'n Gele is 'n tradisionele kopdoek vir vroue. Dis groot, kleurvol en kunstig om die kop gevou. Dis nie net 'n kopdoek nie, dis kultuur en trots in een. Perfek vir kerkdienste, troues en spesiale dae. 'n Agbada is nou weer 'n tradisionele mansgewaad. Dis weierig en vloeiend en dit word gedra oor 'n onderhemp en 'n broek, dikwels met fyn borduurwerk daarop. As 'n man met 'n agbada instap, dan kom hy in met teenwoordigheid, met daai presence, né, as hy met sy agbada daar instap. Nou Ankara is hierdie helder Afrika drukmateriaal met lewenspatrone op. Dis goed soos blomme, geometriese vorms en kulturele simbole op die materiaal.
Dis bekostigbaar en is ongelooflik stylvol. Vir vroue, mans en kinders, selfs handsakke en skoene word soms van Ankara gemaak. Dan, Mariet se oggendroete is 350 meter vol lewe. My roete werk toe is net 350 meter van waar ek bly, maar daardie kort stappie is 'n volledige Nigeriese ervaring. Ek loop in die straat, want die sypaadjie is mos vir besigheid. En ja, ek stap ook verby rou riool wat soms langs die pad afloop, maar tussen dit alles deur sit die mense en doen hulle daaglikse handel met 'n glimlag. Eers is daar die shebeen. Nou, dis onder 'n boom. 'n Vrou verkoop klein sakkies alkohol. Dan langs haar is Mama Poet met groot potte, as julle daar kan sien, groot potte op kole. Jy vat 'n nommerkaartjie, jy wag jou beurt af en dan betaal jy met die posmasjienkie. En dan is daar die barber. Hy het selfs, kan julle sien daar, 'n spieël teen die muur. Dan is daar ook 'n dobbeltjie hier naby. Daar's altyd iemand wat hoop, vandag is die dag, soos ons lotto, né? Vandag is die dag. Dan is daar 'n Otto-teller tannie met 'n kaartmasjien en 'n handsak vol naira. Jy kan geld trek of betalings doen, sy vat net 'n bietjie kommissie. En die ongelooflikste van dit alles is, niemand probeer haar handsak steel nie. Dis 'n ongeskrewe erekode. Dis haar plek, haar werk en haar waardigheid. Dan is daar die vulcanizer, wat jou kar se wiele pomp en die papwiele regmaak. En dan 'n nursery. Oral plante op die sypaadjie uitgestal wat te koop is, die nursery. Dan, waar jy ook al stap, hoor jy, good morning, well done. Jy weet nie wat jy gedoen het wat lof verdien nie, maar jou hart is sommer ligter. En dan vervoer en verkeer, waar die toeters praat en die Okadas vlieg. Die verkeer het sy eie wette. Okadas gly deur klein gapings, verkeersligte is soms net voorstelle en 'n 3-baan pad word maklik 6 wanneer almal gelyk besluit genoeg gewag. Wat is 'n Okada? Dis 'n motorcycle taxi. Motorcycle taxi, wat 'n mooi woord. Dis goedkoop, vinnig en die enigste logiese opsie as die stad begin toeknyp. Jy klim agterop, jy hou vas en jy vertrou maar dat die Here naby is. Okada bestuurders is verstommend vaardig en in spitsverkeer is hulle die rede hoekom party mense tog betyds by die werk uitkom. Hulle sal selfversekerd sê, "Madam, don't worry, I will fly you there." En glo my, soms voel dit of jy vlieg. Kos in Nigerië is identiteit. Daar's altyd 'n debat oor wie die beste jollof rice maak. Mense deel kos en sê, "You are invited." Dis maniere, nie verpligting nie, en baie eet met die regterhand, dis etiket. Musiek en dans is oral. 'n Klein radio op 'n straathoek word 'n partytjie. En 'n 3-jarige se heupe sal enige volwassene se ritme verbeter. As musiek speel, sal iemand dans. Onderhandeling as jy nou koop, is 'n sport. Hulle begin met, "How much is your last price?" En dan begin die spel. Hulle begin hoog, jy begin laag. Almal lag, iemand bring 'n Coke en halfpad ontmoet hulle mekaar. Dis nie konflik nie, dis kultuur. Die Wêreldbiddag vir vroue is 'n liriese oomblik van eenheid wat my elke jaar opnuut aan Nigerië se hart herinner. Op hierdie dag skakel kerke reg oor die land, of dit nou 'n klein singkerkie is tot 'n groot kathedraal, in op een stem van gebed. Gelei deur vroue wat die liturgie, die liedere en die stories self saam snoer. In 2026 is die wêreld fokus juis op Nigerië, met die diens en materiaal wat deur die Nigeriese vroue self geskryf is, onder die tema, en die tema is vir my so mooi, kom uit Matteus 11 vers 28 tot 30, I will give you rest, come. 'n Uitnodiging aan die wêreld om rus te vind in God, te midde van swaar laste. Hierdie program bring verhale van vroue soos Beatrice,
ja toe en blessing en hulle weef hulle hoop, pyn en geloof saam in 'n aanbiddingsdiens. Dis 'n Nigeriese wysheid wat die wêreld roep na God se rus. Op hierdie dag dra die vroue hulle kleure en hulle klere. Die gele wat hoog en trots vou, die ankara wat so sonlig op stof lê en sing hulle gebede die strate in. Die diens bring kerke van baie denominasies saam. Dit eindig dikwels met liefdesgawes wat projekte ondersteun, veral daar waar vroue en gemeenskappe in Nigerië versterk word. 'n Stil, vaste handdruk van wêreldwye susterliefde. En oral, ook in diaspora gemeentes, trek mense Nigeriese drag aan. Lees die woorde van Nigeriese vroue hardop en leer van die simbole soos die kalbasbak wat praat van daaglikse brood en God se voorsiening. Alles om die wêreld te herinner. Rus is genade en ons dra mekaar se laste. Die klein dingetjies wat groot voel is elke nuwe maand se Happy New Month en elke Sondag se Happy Sunday. En 'n WhatsApp eindig met God bless you. Klein geskenkies word waardeer. 'n Sjokolade of 'n bairo maak jou die dag se gunsteling. Trouwens, 3 dae as dit moet. En die humor is briljant. Dis droog, dis slim en altyd met 'n skalkse glimlag. Ek sluit af. Wat het Nigerië vir Mariet geword? Nigerië is nie net 'n plek waar ek gewerk het nie. Dis 'n gemeenskap wat my verwelkom het. 'n Ritme wat ek leer dans het. 'n Taal wat sing en 'n geloof wat dra. En mense wat my leer dat respek, gasvryheid en hoop elke dag geleef kan word. Wanneer iemand vra, "What did you bring your sister?" glimlag ek en sê, "Ek het stories gebring en dankbaarheid." En so, na 15 jaar in hierdie land vol kleure en chaos, vol vriendelikheid en geloof, kan ek net sê, "Welcome to Nigeria." 'n Plek waar elke oggend begin met "How was your night?" Waar Happy New Month en Happy Sunday jou omvou soos sonlig. Waar geles in kleur waai en agbada soos wind beweeg. En waar Mama Put se potte prit. Die vulcanizer is vir 'n skamele naira jou kom red en die Okada jou laat voel of jy vlieg. 'n Plek waar respek diep leef. Waar musiek en dans nooit rus nie en waar mense met min steeds groot harte leef. En tussen die sypaadjie besighede, die lawaai, die hold-ups en die rou riool, het ek iets gevind wat min mense verstaan. 'n Tuiste, 'n ritme, 'n tweede vel, no wahala, oya. Baie dankie dat ek my Nigerië met julle kon deel en dat my drywers Sunday jou maandag by die lughawe sal oplaai en Friday jou weer donderdag sal gaan aflaai. Ja, Friday en Sunday werk by my en gelukkig ken ek ook vir faith, blessing, hope en happiness wat jou sal verpleeg as jy ooit na my kliniek toe moet kom. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Kom ons kyk wat doen ons mense as ons moeg is. Wanneer ek fisies moeg is, slaap ek baie. Ek bel my ma, ek gaan huis toe, na my mens toe, en ek bid. En wanneer ek geestelik moeg is, slaap ek, bel my ma, bid, oefen, doen handwerk, naaldwerk, gaan na my mens toe. As ek
fisies moeg is, moet ek myself herinner, ek moet orde hê in my lewe en in balans, want alles het 'n tyd ook om te rus. As ek geestelik moeg is, lees ek meer my Bybel, ek luister mooi geestelike musiek, ek hekel, ek voel ek het aan iets verrig en alles is weer vir my reg en ek het nuwe hoop en moed. Wanneer ek geestelik moeg is en ontdaan van alle krag, stort ek my hart voor ons Vader uit soos water en wag stil om weer volgemaak te word uit sy kruik wat nooit leeg raak nie. Wanneer ek fisies moeg is, gaan lê ek plat op my rug op die mat en haal 'n paar keer diep asem. Wanneer ek geestelik moeg is of bekommerd is, dan bid ek en soms kom daar trane daarmee saam. Wanneer ek fisies moeg is en ek het die tyd en die luukse, klim ek op my bed met 'n boek en ek maak seker dat ek ver weg bly van enige skerm af. Wanneer ek besef ek is geestelik moeg, weet ek dis omdat my fokus verkeerd is. En dan probeer ek om my aandag weg te vat van daai aardse goed wat my moeg maak en my uitdaag en om weer my fokus reg te kry, om weer te fokus op die Here. Partykeer sê ek, Here, vandag klim ek op u skoot en sit sommer net styf teenoor u. Vir die kinders wat nie weet nie, dis 'n juk. Dis 'n juk wat die woord wat in die woord gebruik word. 'n Juk word op osse se skowwe gesit. Is bitter swaar en hulle moet, dit is 'n heel dag se werk en die Here sê daai juk moet jy afneem. Nou die kruis is ook 'n juk wat Jesus moes dra. Dis ook 'n stuk hout. Dit was baie swaar. En ons is nou in lydenstyd op pad na die kruisiging. Ons verwonder ons aan die liggies van die kruis op die berg. Ons drapeer lappe oor 'n kruis. Ons dra kruis om ons nek. Maar die werklike kruisverhaal is nie 'n sprokiesverhaal nie, dis nie 'n fabel nie. Dis een van ware liefde. Jesus self kon nie sy kruis dra die lydens weg nie. Simon van Sirene tot sy redding gekom. Hy is aangewys om Jesus se kruis by hom te neem. Jesus weet wat beteken swaar. Maar aan die kruis het hy besef wat hy vir ons gedoen het. Dat hy vir ons verlossing gebring het. Dat dit 'n gebaar van liefde is. En daai juk is af, daai kruis is af, dis oorwin. Ons word uitgenooi om ons las vir hom te gee, die een wat verstaan. Jy wil jou vriendin se redder wees. Jy wil die een wees wat die persoon gesond bid. Ons wil die een wees wat altyd vol lewenslus is, wat altyd glimlag, wat nooit mag sê my voete sleep nie. Nee, moenie daai las nou op jou sit nie. Gebruik net jou gawes, daar's 'n paar. Kyk mekaar in die oë, ons almal het oë gekry. Dis 'n gawe, draai gou na mekaar, kyk mekaar in die oë. Jy het ore gekry, luister na jou vriendin se verhaal. Jy het 'n mond gekry, as jy die gawe gekry het om die woord te bedien, praat liewes minder as te veel, maar praat. Maak 'n oproep, gaan na iemand toe, gebruik jou voet om te beweeg na iemand toe, in die huis gaan niks gebeur nie. Raak iemand aan, ons het almal 'n boesem gekry, ons het almal arms gekry, ons het hande. Kom ons wees dit tasbaar vir mekaar, ons mekaar se laste dra, nie om dit weer op my skouer te sit nie, maar om die heeltyd my vriendin, my man, my kind te nooi na Jesus toe wat sê, by my is rus. Karen Curley skryf, ons kan ons oë toemaak en ek dink baie van ons kan hiermee identifiseer. Kom na my toe, met jou hande vol kinders, met jou oë vol nagte, met jou hart vol stil gebede, wat niemand anders hoor nie. Kom na my toe, met jou skuld en jou skouers, wat wêreldgewig dra, met die juk wat te lank al teen jou nek skuur. Ek sal jou rus gee, sê hy. Nie 'n vlug nie, maar 'n asem. My las is lig, my juk is sag, soos genade, wat oor 'n vrou se moegheid val, en haar weer regop laat staan. Amen. Ons gaan die reis vir die kinderreis gee. Baie vervelig om net 'n klomp reis te gaan afgee, nee. Niemand wil net reis hê nie, maar ons het 'n plan gemaak. Ons het eers uitgevind, eet hulle reis. Ja,
Toe sê ek reg, miskien kry ons 2 kilogram rys vir dag. Miskien kry ons 10. Miskien kry ons 30. Dan gaan vir ons vir hulle sê, ons het soveel kilogram rys. Hoeveel vleis het julle nodig? Maalvleis saam met rys, hoender saam met rys, piltjies saam met rys, tuna saam met rys, tomatiesous, en dan gaan ons vir die res van die dorp vra, bring die geld daarvoor. Ons gee die rys, en dan gaan ons vir hulle heerlike ete saam met dit gee. Dink julle is 'n goeie plan? Die dame wat dit sê haar dogter sê, alles is beter met rys. In the moon and the stars and the sun. And I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I'll lead you all wherever you may be. And I'll lead you all in the dance, said he. Danced for the scribe and the Pharisee, but they would not dance and they wouldn't follow me. I danced for the fishermen, for James and John. They came with me and the dance went on. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I'll lead you all wherever you may be, and I'll lead you all in the dance, said he. On the Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whipped and they stripped and they hung me on high, and they left me there on a cross to die. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I'll lead you all wherever you may be, and I'll lead you all in the dance, said he. I danced on a Friday when the sky turned black. It's hard to dance with the devil on your back. They buried my body and they thought I'd gone, but I am the dance and I still go on. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I'll lead you all wherever you may be, and I'll lead you all in the dance, said he. They cut me down and I leapt up high. I am the life that will never, never die. I live in you if you live in me. I am the Lord of the dance, said he. Dance then